Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. 'n Groot voorreg om op jou skerm te kan wees vandag. Ek hoop dat dit met jou goed gaan daar waar jy is en van waar val jy ook kyk in hierdie wêreld. Dalk is jy op reis, dalk is jy by die huis, dalk is jy iewers in hierdie week by die werk en jy het geleentheid om in te skakel by ons diens van Sondag. Wil ek vir jou sê baie welkom en ek hoop dat die oomblik wat ons so saam is op die skerm, dat dit vir jou 'n oomblik sal wees waar jy werklik kan fokus op die Here en kan stil staan net by hom en by sy woord en dit wat hy ook vandag graag vir jou wil sê. Ons het die voorreg om hierdie kwartaal te dink oor hoe ons groei ook in ons verhoudings en ons het die eerste 5 Sondae stilgestaan by die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs waar ons ook gesê het ons groei in ons verhouding met die Here. Toe het ons Pinkster gehad en as jy bietjie Pinkster wil kyk of hierdie eerste gedeelte van die reeks wil kyk, kan jy gerus afskrol hier op YouTube waar jy meer van daardie video's ook sal kry. Maar in hierdie tweede helfte van hierdie kwartaal staan ons stil by die tweede helfte van Efesiërs waar ons saam dink oor ons verhoudings ook met ander mense. En vandag se tema is splinter nuwe verhoudings. En lees ons hierdie teks vanuit die brief wat Paulus gerig het daar in die gemeente in Efese, maar eintlik 'n omsendbrief ook aan 'n klomp gemeentes daar in die omgewing waar hy vir elkeen van hulle iets wil kom leer en in vandag se teks spesifiek baie praktiese raad ook vir hulle kom gee oor hoe ons met mekaar moet werk en hoe ons eintlik splinter nuwe verhoudings met mekaar kan bewerk wanneer ons hierdie spesifieke goed doen wat Paulus ook in hierdie teks vir ons uitlig. Nou ons sien in hierdie teks dat Paulus sê 'n paar dinge sommer reguit vir die mense en hy draai eintlik nie doekies om deur hulle reguit aan te spreek en vir hulle te sê dat hier is 'n paar dinge wat ek wil hê julle moet doen en mense moet dit reguit ook so in jou lewe inbou en ook toepas. En wanneer ons dit dan doen, dan kry ons geleentheid om ook ons verhouding met die Here en met ander mense nuut te maak. En begin hy in hierdie teks deur te sê dat daar is 'n ou manier van lewe en daardie ou manier noem hy dan ook mense wat daarin volhard uit die heidene en hy sê moenie soos die heidene wees nie, breek met die ou lewe en lewe die nuwe lewe in Christus. En ek lees vir ons die teks daar uit Efesiërs 4 vanaf vers 17 tot by hoofstuk 5 vers 2 waar Paulus skryf en hy sê daar: In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Christus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Paulus begin in hierdie teks deur eerstens mense aan te moedig en te sê dat iewers moet 'n ou
'n gedeelte van jouself prysgee en sê, weet jy wat, ek is bereid om aan te beweeg. Ek breek met my ou self en ek beweeg na 'n nuwe plek in my lewe toe. En ek vermoed meeste van ons is reeds mense wat die Here dien en ons stap 'n pad saam met die Here en ons kom nie van 'n plek waar ons glad nie die Here geken het na 'n plek waar ons nou 'n pad saam met die Here stap nie. As dit in jou geval is, moedig Paulus aan en sê, breek met die ou lewe en volg 'n pad saam met Jesus Christus. Maar vir die van ons wat eintlik 'n lewe al lank saam met Christus het, en miskien al van geboorte af, miskien is dit een van die eerste dinge wat jy geleer het, is hoe om 'n kind van die Here te wees en hoe om die Here te volg. Dat Paulus ook vir ons hier sê is, in elkeen van ons se lewe is daar dele wat ons van kan breek, en kan sê, ek los daai gedeelte agter, want dit is 'n gedeelte wat maak dat ek nie voluit die Here kan dien nie. Ek breek van daardie gedeelte, en ek lewe meer en meer in die rigting van Jesus Christus. En dan kom Paulus hier met 'n klomp stukke praktiese raad. As hy klaar gesê het, breek met die ou en gaan met die nuut, dan sê hy, as ons koppe gereed is om te sê dat ons wil deurentyd vernuwe, dis nie net 'n eenmalige ding in ons lewe van ek skei nou met die ou sondige lewe en nou lewe ek saam met Jesus Christus en nou is dit afgehandel nie. Dis 'n deurlopende proses waar ek sê, maar ek breek daagliks eintlik van die sondige lewe en die sondige natuur en kies ek om voluit vir die Here Jesus Christus te leef. Kom Paulus dan hier en hy gee 'n paar praktiese wenke. Hy sê, hier is 'n paar dinge wat ek op die tafel vir die gemeentes in daardie tyd wil sit en ook vir ons in vandag se tyd wil sit en te sê, maar eerstens, kom ons praat die waarheid onder mekaar. Die rede daarvoor, ons almal werk met dieselfde doel toe. Ons is almal deel van een liggaam, en omdat ons deel van hierdie een liggaam is, praat ons die waarheid teenoor mekaar, sodat ons voluit na hierdie een doel en visie toe kan lewe, en dit is natuurlik in die rigting van Jesus Christus. Wanneer ons die waarheid met mekaar praat, help ons mekaar om saam hierdie doel en visie uit te leef in die rigting van Jesus Christus. Hy gaan dan verder en hy moedig hulle aan en sê, wanneer ons kwaad word, is Paulus sê nie, moenie kwaad word nie. Paulus erken dat mense word kwaad, dis 'n menslike emosie en reaksie wat ons baie keer het, maar hy sê, wanneer ons kwaad word, dan moet ons op 'n sekere manier reageer. En hy sê, wanneer jy kwaad word, is daar 'n groot risiko dat jy kan sondig. En daarom, wanneer hy kwaad is, sê hy, pas op om nie hier te sondig nie. Hier is groter risiko. Moenie hier vir die duiwel vat plek gee nie, sê hy. Dis asof wanneer ons in 'n staat van kwaad is, dan is daar 'n groter risiko dat ons dalk die verkeerde ding kan doen, verkeerde besluit kan neem, verkeerde ding kan sê. Daarom sê hy, pas op wanneer 'n mens kwaad word, en moenie eers die dag kwaad afsluit nie. As kwaad word, moet 'n tydelike emosie wees. Beweeg vinnig terug na die staat waar jy nie meer kwaad is nie. Moenie eers meer as 'n hele dag met kwaad in jou hart gaan nie, want dit gaan vir jou 'n risiko gee vir sonde. Hy sê, moenie eers 'n dag kwaad afsluit nie. Laat toe dat die Heilige Gees ook jou hart rustig maak. Laat toe dat die dinge wat jou kwaad maak in die lewe jou nie op maniere reageer wat die Here nie wil hê ons moet reageer nie. Hy moedig mense dan aan om te sê, moenie steel nie, en hierdie is my baie interessant hoe Paulus dan sê dat wanneer iemand steel, moet hy wegdoen daarvan, en hy moet hard werk sodat hy sy eie inkomste kan verdien. En Paulus sê nie dan sodat hy sy eie inkomste kan verdien om vir homself te sorg nie. Paulus sê sodat hy sy eie inkomste kan verdien sodat hy selfs ook dan iets sal hê om vir die armes te gee. Paulus stel die bar nogals hoog hier, so hy sê, jy moet ophou steel, jy moet hard werk om vir jouself te kan sorg, en sodat jy nog ekstra kan hê om ook vir die armes te kan voorsien, sodat jy iemand anders kan help, om ook uit daai posisie uit te kom, om ook uit daai versoeking te kom, om te kan steel. En dis 'n wonderlike ding wat Paulus hier doen, is om eintlik hier te kan erken dat die Here sal vir ons dit voorsien. Hy sal vir ons gee meer as genoeg, sodat ons ook selfs iets het om dan nog vir die armes te gee op die einde van die dag. Paulus moedig aan, sê, moenie vuil taal gebruik nie. Gebruik taal wat mense in die rigting van die koninkryk van Jesus Christus wys. Gebruik taal wat mense wys, maar hierdie persoon se manier van praat is anders. Hierdie persoon se manier van reageer in 'n kwaad word situasie is anders. Hierdie persoon se taalgebruik is anders. Hierdie persoon wys my in die rigting van Jesus Christus.
En dit moet derentyd deel wees van die woordeskat wat ons elke dag gebruik, is dat die woorde wat ons sê, mense in die rigting van Jesus Christus ook sal wys. En Paulus sê dan dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie. Beteken dit dat die Heilige Gees woon hier in ons hart? Die Heilige Gees gee vir ons raad en insig, gee vir ons wysheid oor hoe ons die pad hier op aarde moet stap. En as ons dan doelbewus kies om nie dit te doen wat die Heilige Gees vir ons vra en vir ons sê om te doen nie, dan bedroef ons die Heilige Gees. En Paulus sê, ons moet nie dit doen nie. Ons moet juis luister wat die Gees vir ons sê en ons moet dit doen. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet ag gee aan dit wat die Gees ook op ons hart lê, want weet ons dat die Gees, die Here, wil tog net die heel beste ook vir jou hê in jou lewe. Daarom moenie die Heilige Gees bedroef nie, maar luister wat die Here vir jou sê. Gee ag op die vermaanings van die Gees en doen dit. Paulus gaan verder en hy sê, wees hartlik teenoor mekaar, ons moet 'n hart hê vir mekaar. Wanneer ons na mekaar kyk, moet ons onsself in ander se skoene plaas, sê, hoe voel dit, wat ervaar die ander persoon, sodat ek iets van sy hart kan beleef, wees hartlik teenoor mekaar. En hy sê, julle is kinders van die Here, en julle moet sy voorbeeld volg. Dit is my altyd merkwaardig, as 'n mens vir kinders kyk, hoe hulle ouers se voorbeeld volg. Hulle is so sponse, hulle maak net soos wat hulle ouers maak. As ek vir my eie kinders kyk, dan kyk ek baie keer amper half in die spieël vir myself en sê, maar hulle is nou besig om te maak presies net soos wat ek maak. Hulle volg so die voorbeeld van hoe jy leef. Jy kan hulle met woorde baie dinge leer, maar op die einde van die dag is dit tog die voorbeeld wat hulle eerste aangryp en volg. En so is dit ook met ons as kinders van die Here. Hy is die voorbeeld wat ons moet volg. Hy is die een na wie ons opkyk. En ons is die sponse wat eintlik moet sê, maar ek wil maak soos wat hy maak. Ek wil hom volg soos wat 'n kind my voorbeeld volg, wil ek ons Hemelse Vader volg. Ons almal ken daardie gedeelte in die Bybel wat sê ons moet glo soos 'n kind. En ek dink dit is ook waaroor dit gaan in hierdie gedeelte, is ons moet, soos wat kinders die voorbeeld van hulle ouers aangryp, moet ons die voorbeeld van ons Hemelse Vader aangryp en sê, ek wil leef soos wat Jesus leef. Ek wil maak soos wat hy maak. Ek wil op die einde van die dag 'n spieelbeeld wees van hom. Sodat wanneer mense na my kyk en na my lewe kyk en na my besluite kyk en na my taal kyk en na my emosies kyk, laat mense vir Jesus Christus in my sal raak sien. Paulus moedig die gemeente daaraan en sê dat ons moet maak soos wat die Here maak. En dan sê Paulus dat alles ontaard in 'n splinter nuwe verhouding op die einde van die dag, waar ons teenoor mekaar 'n nuwe verhouding het en mense op nuwe maniere hanteer. Wanneer ons meer en meer na ons eie lewe kyk en sê, hoe kan ek meer verander wees? Hoe kan ek meer verander gee in hierdie wêreld? Hoe kan ek vir hulle meer en meer in die rigting van Jesus Christus wys? En hoe kan ek God se teenwoordigheid hier op aarde bekend maak? Ons het Pinkster gevier verlede week en ons het nog vars in ons gedagtes daardie wonderlike beeld van die Heilige Gees wat uitgestort is en hoe ons dit dan vier en hoe die kerk dan aangestel is om ook hierdie Gees sigbaar te maak in die wêreld. Om te sê dat God is hier op aarde teenwoordig en die manier hoe die aarde God se Gees kan sien is deur sy kerk, is deur sy kinders, is deur elkeen van ons, deur my en deur jou wat vir die wêreld God se Gees wys. En sê, hier is God se Gees, kom ek wys vir jou, hoe lyk God se Gees, deur die manier hoe ek elke liewe dag lewe, deur dit wat ek elke liewe dag doen, deur die manier hoe ek elke dag besluite neem, hoe ek met jou praat, hoe ek met jou werk, hoe ons verhouding met mekaar werk. En langs die pad is ek derentyd besig om 'n splinter nuwe verhouding te laat groei, dag vir dag, bietjie vir bietjie, splinternuut, soos wat die Here ons ook silwerskoon in sy oë was, elke dag splinter nuwe mense in die oë van die Here, maak ons verhouding elke dag splinternuut, soos wat ons beweeg om meer en meer soos Jesus Christus te wees en meer soos hy te leef. Wanneer ons dan dink aan hoe groei ons in ons verhouding, help hierdie teks ons om te sê dat ek en jy, maak nie saak waar jy in jou lewe trek nie, het die voorreg om na ons eie lewe te kyk en te sê, ek kan splinternuut na vore kom van ander mense.
En hoe gaan ek dit doen? Waar gaan ek begin? As ek splinter nie wil begin, as ek 'n skoon bladsy het, waar begin ek? Paulus sê begin by die Here Jesus Christus natuurlik. Begin by sy woord, begin by sy voorskrifte, begin by sy liefde, begin by sy genade. Bou jou lewe daarop. As jy splinter nuwe verhoudings wil hê, bou elkeen van jou verhoudings op Jesus Christus. Dan weet ons, sal dit verhoudings wees wat waarde het, verhoudings wees wat sal kan groei, verhoudings wees wat jou en ander sal laat groei, verhoudings wat hierdie wêreld in die rigting van Jesus Christus wys. Mag die Here en die Heilige Gees in jou hart jou ook hiermee help om splinternuwe verhoudings in jou lewe te bewerk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie Here vir die groot voorreg om U te kan ken. Dankie vir die verhouding wat U het met elkeen van ons. En Here, baie dankie dat ons die voorreg het om verhoudings te hê met ander mense hier op aarde en met ander goed en met die skepping. Here, ons gebed is dat U ons sal help om daardie verhoudings wat ons het, elke dag splinternuut te maak en dat die nuutheid daarvan gebou sal wees op Jesus Christus, ons koning en ons Here. Here, dat wanneer ons na onsself kyk en ons eie verhouding met U, Here, dat ons dit stelselmatig, stukkie vir stukkie sal vernuwe, om die dinge wat ons wegwys van die Here af te gooi, en ons nuut te maak, sodat ons meer en meer in die rigting van Jesus Christus sal lewe. Help ons Here om al hierdie praktiese dinge wat Paulus ook hier vir ons uitwys, om goeie taal te gebruik, om nie te steel nie, om hartlik teenoor mekaar te wees, Here, om wanneer ons kwaad word, nie te sondig nie, om al daardie dinge ook in ons eie lewe in te bou, dat dit ons kan help ook, om goeie verhoudings te hê met mense in hierdie wêreld. Here, help ons om die Heilige Gees wat U vir ons uitgestort het oor die aarde, as kerk bekend te maak in die wêreld, sodat mense meer en meer vir U kan raak sien, en meer sal besef dat U is die voorbeeld wat elkeen van ons moet volg. Here, help ons ook om op te kyk, meer te leer uit die woord uit ons verhouding uit, deur die Heilige Gees, om die voorbeeld wat U vir ons gee, ook ons eie te maak, en voluit te leef soos U. Here, help ons om U spieël te wees hier op aarde, dat mense vir ons kan kyk, en vir U kan sien. Ons bid hierdie dinge, Here, in die heilige naam. Amen. Vriende, ons het 'n paar afkondigings wat ons vandag met mekaar kan deel, en die eerste afkondiging, soos wat julle dit ook daar op die skerm sien, wat ek met julle deel, is om te sê, as dit jou eerste keer is wat jy saam met ons kyk vandag, dan wil ons vir jou baie welkom sê. Ons hoop dat jy 'n unieke ervaring saam met ons vandag hier aanlyn gehad het, en as jy voel dat jy hierdie boodskap ook met iemand kan deel, stuur dit dan ook gerus aan vir iemand. Jy kan die share knoppie onderdruk, druk gerus ook die like knoppie of subscribe na ons gemeente se YouTube channel toe, sodat jy ook weekliks ons eredienste so aanlyn kan vang. Die volgende afkondiging wys vir ons op die volgende gedeeltes uit Efesiërs wat ons gaan lees, en natuurlik die temas daarvan. Ons gaan volgende week na ligte verhoudings kyk, verstandige verhoudings, en dan saamstaan verhoudings. Skakel ook gerus in vir enige van hierdie geleenthede, en as jy iewers mis, dan bly hier op YouTube vir jou om te kyk. As jy behoefte het dat iemand vir jou moet bid, gee asseblief jou naam ook deur na die kerkkantoor toe by Luxmundi, sodat ons dit vir die gebedsbediening kan gee. Dien die Here met jou dankoffer soos wat hy ook nou op jou hart lê. Jy sien daar verskillende maniere hoe dit ook kan gebeur. As die Here dit vandag op jou hart lê, dien ook die Here daarmee. Gee vir die Here soos wat hy ook vir jou gee. As jy nie is by Luxmundi, dan nooi ons jou uit die 31ste Mei na die oggenddiens by Luxmundi. Ontmoet ons mekaar, al die nuwe lidmate, ons gaan bietjie meer leer van ons gemeente, en ons gaan die leraarspan ook daar ontmoet. Ons nooi jou uit om dit by te woon in die Bosaal. Dan is daar geleentheid die 3de Junie om 6:30 in die gemeentesentrum. Prof Dirk van der Merwe is die spreker daar, en die tema daarvan is spiritualiteit, die GPS van die siel. Prof Dirk is gereed vir die geleentheid, en dis ook 'n wonderlike leer en groei geleentheid, en nooi ons jou uit om dit ook by te woon, 3 Junie, 6:30 in die gemeentesentrum. Dan is daar 'n familiekuier geleentheid die 7de Junie, sommer na die oggenddiens hier by Luxmundi op die terrein, en ons nooi jou uit, bring saam vir jou braaivleis of 'n bykos om te deel met jou gemeente, jou eie eetgerei en koeldrank, en ons sal dan die vure en die pudding gee, en so kuier ons as geloofsfamilie baie lekker saam. As jy daar kan wees, skakel gerus in daarby, jy is meer as welkom om dit by te woon. Mosambiek se uitreik
4 tot 12 Julie, julle sien daar op die skerm, so uitreik is mos nou 'n hele gemeentepoging, selfs Weier is 'n gemeentepoging en daar is 'n klomp behoefte vir 'n klomp goed wat daar moet gebeur, 'n kerk wat gebou word, 'n klimraam moet gebou word, die vrouebediening het 'n klomp goed wat hulle doen, netbalopleiding, uitreik saam met die mosaïek, en dan Bybels wat versprei word, jy kan 'n uitreiker borg, daar's 'n klomp plekke waar jy kan betrokke raak, as die Here dit op jou hart lê, reageer ook vir ons daarop. Dis al die afkondigings van my kant af vir hierdie week, ons wil vir jou regtig seën toe bid, op jou pad vorentoe. Mag die Here jou in die dae wat kom lei en jou leer in die waarheid, en vir jou help om ook nie te dink oor jou verhouding met hom en met ander mense, dat elke een van jou verhoudings sal wees, wat mense in die rigting van Jesus Christus wys. Mag die Here jou seën en beskerm, jou lei en jou leer in die waarheid, en mag jy voluit vir hom gaan lewe. Amen.